Goeiemôre en welkom by die Wiskunde Broers. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na desimale getalle en meer spesifiek oor hoe ons hulle kan optel en aftrek. So hoe werk desimale getalle se optel en aftrek? Wel, ons moet eers seker maak dat ons die getalle onder mekaar skryf sodat die desimale punt reguit onder mekaar is. Wat ons dan moet doen is, dan moet ons nulle gaan invul waar dit nodig is sodat ons presies dieselfde getalle bo en onder het. En dan derdens moet ons gebruik maak van gewone optel en aftrek van bo na onder, presies dieselfde soos wat ons met heelgetalle maak. So kom ons kyk gou hierso na 'n voorbeeld. Ons het hierso 13,6 plus 4,82. En ek wil graag net hê jy moet oplet op die volgende. Julle sal sien hierso dat ek in my kommas onder mekaar geskryf het, wat baie belangrik is. En dan sal julle ook sien aan my desimale kant, het ek meer desimale getalle aan die onderkant as wat ek bo het. So, nou gaan ek dan, en soos wat punt nommer 2 hierso vir my sê, vul nulle aan waar nodig is om plekke gelyk te maak, gaan skryf ons 'n nulletjie daarso. En van hier af is dit presies dieselfde soos met gewone heelgetalle. Van regs na links het ek 0 plus 2 wat vir my 2 gee. Ek het 6 plus 8 wat vir my 14 gee. So ek skryf daai 4 en ek draai 1 dan oor na my ene toe. Dan sal julle sien hierso het ek 'n komma. So ek skryf daai komma neer. En dan hier by my ene het ek 1 plus 3 plus 4 wat 8 is. En dan het ek 'n 1 plus hierso het ek 'n niks daarso nie. So ek skryf van net 'n 1 en my finale antwoord is dan 18,42. Kom ons kyk gou hierso na 'n oefening. Oefening nommer 1, het ons net optel hierso en ons het 4,3 plus 2,65 en presies dieselfde soos wat ons bo gemaak het, 4,3 gaan skryf ek plus 2,65 en ek maak seker dat my desimale presies onder mekaar is en ek vul nulle aan waar nodig is en daar was 'n 0 nodig. So 5 plus 0 is dan 5, 3 plus 6 is 9. Ons skryf daai komma en 4 plus 2 is 6 en dit is my finale antwoord. Kom ons gaan sommer hierso na 'n ander kleur hierso. 0,75 plus en daai is 'n horrible 5, kom ons maak dit gou 'n bietjie mooier daarso. Plus 1,8 en dit is wat die vraag gaan vir ons sê. Ek wil hierso kyk weer mooi hierso, daar is 'n 0 tekort hierso want ons het meer desimale daar aan die bokant as onder en nou kan ek gaan optel. 5 plus 0 geef my 5, 7 plus 8 geef my 15, so ek dra 'n enetjie oor na my ene toe, ek skryf daai komma daarso, en 1 plus 0 plus 1 gee vir my 2, en finale antwoord 2,55. En dan hierso vraag nommer 3, 12,06 plus 5,9. En weer eens, en ek gaan dit heeltyd vir julle sê, want dit is so belangrik dat jy dit op die regte plek doen. Ons kommas is onder mekaar hierso. Ons vul 'n 0 aan hierso en dan kan ons begin. 6 plus 0 is 6, 0 plus 9 is 9, 'n komma daarso. 2 plus 5 is 7 en dan het ons net 'n 1 tiende hierso, want hier is nie tiende daarso nie. Jy kan tegnies gesproke daar 'n 0 gaan sit, maar dit is nie nodig vir jou om dit te gaan doen nie. Finale antwoord 17,96. Kyk, kom ons kyk gou hierso na die aftrek. So hier het ons gou 'n voorbeeld en ek wil gou hê julle moet mooi kyk. Nou met die aftrek en die optel is dit eintlik presies dieselfde. Daar is een spesifieke plek waar ons bietjie versigtig moet wees, maar ek gaan dit nou vir julle wys. So, die voorbeeld hierso sê 10,5 minus 3,27. En ons doen presies dieselfde. Skryf hulle onder mekaar, maak seker die desimale is reg onder mekaar en dan vul hulle aan. Nou gaan julle hierso sien, ons het 0 minus 7. So ons gaan dan hierso ene gaan leen, ons gaan een dag gaan leen en sê maar hierdie is nou net 'n 4. Dit beteken hier het ons nou 'n 10. 10 minus 7 geef my 'n 3. En nou is hierso 1 geleen, so dis nou net 'n 4. 4 minus 2 geef my 2. Ons het 'n komma en dan 0 minus 3 en weer eens ons gaan sukkel om dit te doen. So ons gaan trek hierso dood, ons gaan daai enetjie leen hierso. En ons het dan 10 hierso, 10 minus 3 wat vir my 7 gee en dan het ons geen meer 10 nie want ons het hom klaar geleen en my finale antwoord is 7,23.
hier is ons 'n oefeningkie. Nou jy kan hierso miskien pause en jy kan dit self probeer. En dit sal miskien vir jou help. Nee, maar ek gaan sommer hierso aangaan en as jy dit self probeer het, dan kan jy sommer nou oor 5 minute nadat jy dit klaar probeer het, gou kom kyk hoe vergelyk jou antwoorde met myne. Nommer 4, 6,4 minus 2,18. En ons doen presies dieselfde soos met heelgetalle. Ek kan miskien hierdie twee reguit lyne 'n klein bietjie mooier trek. So en so, dis mos nou baie netjies hè. En ons gaan maak hierso vol met 'n 0 en ons begin, ons het 0 minus 8. Ons gaan sukkel om dit te doen. So ons trek hierso dood. Ons sê, weet wat, ons maak dit nou 'n 3 want ek gaan een van daai 4 leen hierso by my 10 dus. As jy die vorige video gekyk het oor desimale en plekwaardes, dan sal jy dit nou weet waarvan ons nou praat. So 10 minus 8 gee my 2 en dan is ons 3 minus 1 wat vir my 2 gee. Ons het dan komma en 6 minus 2 wat vir my 4 gee. En hierso kom ons seker by een van die belangrikste somme op die hele werkkaart. En hier moet julle baie mooi kyk, want dit is 'n som wat baie mense sommer dikwels uitvang. Al is jy ver in jou hoërskoolloopbaan met wiskunde, dan vang dit jou nog steeds baie keer uit. Okay, so hierso het ons 9,06 minus 10,4. En hier wil ek eintlik hê julle moet sien voordat ons begin dat daai eerste waarde is kleiner as my tweede waarde. Sien, 9,06 bietjie kleiner as 10,5. En hierso gaan ons 'n ander triek gebruik en jy moet hierdie triek gebruik indien jou eerste waarde kleiner is as jou tweede waarde wanneer ons kom by aftrek. Nee. So wat ons hierso gaan doen is, in plaas van om dit te doen wat ek nou gaan doen, so hier wat ek nou gaan doen, gaan ek uitvee. 9,06 minus 10,50 in plaas van om dit te doen, wanneer die tweede waarde groter is as die eerste waarde, dan gaan ruil ons hulle om. Ons gaan sê 10,5 minus 9,06. En dit is baie belangrik dat jy hierdie doen, want as ons dit nie doen nie, dan gaan dit nie lekker uitwerk nie. En ons gaan nou in diepte gaan oor hoekom dit nie lekker uitwerk nie, maar jy moet net weet dat wanneer die tweede waarde groter is as jou eerste waarde, ruil ons hulle om. Nee? Maar dit klink miskien vir jou 'n bietjie vreemd. Hoe gaan dit nou werk? Want dit is definitief nie wat die vraag vra nie. Dit is korrek, maar ons gaan kompenseer deur ons antwoord gaan 'n minus wees. Wanneer ons hierdie triek gebruik, dan weet ons antwoord moet 'n minus wees, want die tweede waarde is groter as my eerste waarde. Okay, so ons hulle omgedraai, ons het ons minus daar gesit, ek gaan sommer hierdie vir jou highlight so dat jy kan sien, hy's daarso, en nou kan ons begin, ons kort daar nog 'n 0. So 0 minus 6, ons gaan sukkel, ons leen 1 daarso, en ons sê maar hier staan nou net 4 oor, so 10 minus 6 gee vir my 4, 4 minus 0 gee vir my, oeps, daar is 'n fout, 4 minus 0 gee vir my 4, en is dit komma, en dan weer 0 minus 9, dus ons gaan sukkel met dit, so ons gaan leen 1 daar is dan niks oor nie, so ons het 10 minus 9, en dit gee vir my 1, en ons het geen meer 10 nie, en die antwoord is dan, minus 1,44, of negatief 1,44, baie belangrike ene, en jy moet hierdie gaan oefen 'n bietjie, gaan toets om 'n bietjie uit. Op vraag nommer 6, en dit is ons laaste vraag van vandag, het ons weer so uitvang vraag. En kyk hierso, dit 15,03 minus 15,75. En as jy mooi kyk, is hierdie tweede waarde groter as my eerste waarde. So wat doen ons dan? Wel, ons begin dan met my tweede waarde minus my eerste waarde. En dan het ek so groot woord gebruik hierso, kompenseer. Hoe kompenseer ons vir die feit dat ons iets doen wat heeltemal nie die vraag is nie? Ons gaan skryf 'n minus daarso. En nou kan ons begin. 5 minus 3 gee vir my 2. 7 minus 0 gee vir my 7, komma. 5 minus 5, 0. En 1 minus 1, 0. En die antwoord is dan negatief 0,72. Ek gaan sommer net hierso vir jou wys, dit is nie vir ons nodig om daai tweede 0 daar te skryf hier, 0,72 is presies dieselfde as 0,72. Ek hoop dit het jou 'n bietjie gehelp, gaan oefen hierdie somme vir al daai negatiewe somme waar die tweede waarde groter is as ons eerste waarde,
en ons sien jou in die volgende video.